Goeiemôre. Jy luister na oordenking 122 in die reeks Kopskuif. Ons tema vanoggend is Hasie en skilpad. Vir wie van ons was Hasie en skilpad nie ons gunsteling storie nie? Dis 'n verhaal wat op elke plek op aarde bekend is. Na oorlewering word die fabel teruggevoer na 'n man met die naam Esop, 'n voormalige Griekse slaaf, aan wie 'n totaal van 725 fabels toegedig word. Kyk of jy 'n bundel van sy fabels in die hande kan kry. Dis absoluut merkwaardig, wonderlik, met soveel lewenslesse daarin opgeteken. Die wonder van 'n fabel is dat dit lewenslesse bevat wat universeel geldend is, oor alle tye, oor alle landsgrense, oor alle kulture heen. Wat Hasie en skilpad betref, leer ons dat 'n mens nie die beste of mees talentvolle hoef te wees om oorwinning te behaal nie. Met nederige deursettingsvermoë kan 'n mens baie vermag. Ja, selfs meer vermag as diegene wat selfvoldaan en spoggerig neerkyk op jou. Pieter van Jaarsveld vertel 'n moderne weergawe van Hasie en skilpad. Dit handel oor 'n man met die naam Cliff Young. Oom Cliff Young. In 1983 tree onbekende oomie van 61 jaar aan vir een van die moordendste wedlope op aarde, die 875 km Sydney tot Melbourne ultramarathon. Topatlete van oor die wêreld heen, almal in hulle 20s en vroeë 30s, met borge, die beste tekkies en ondersteuningsspanne, het vir die wedloop ingeskryf. Toe hom Cliff aanmeld daar om te hardloop, het hulle eers gedink hy maak 'n grap. Bekommerd oor die oom se welstand, seker fisies en geestelik, gee hulle uiteindelik vir hom 'n deelnemersnommer, nommer 64. Die oggend toe die atlete aantree om weg te spring, het hom Cliff ook in die ry gaan staan, met die ander atlete dik van die lag. Sommige mense in die skare het ook onderlangs gegiggel, terwyl hulle seker was, dis die einde van oom Cliff. Toe die ander atlete wegspring, het hulle hom in die stof agtergelaat. Hy het die vreemdste hardloopstyl gehad, met sulke reguit arms en 'n skuifelpas, uit regtigheid plek gelyk. Toe die ander atlete die volgende môre wakker word, het hulle gehoor dat oom Cliff die voortou geneem het. Jy sien, hy het groot geword op 'n groot plaas waar hulle met skape geboer het. Aangesien hulle te arm was om perde of trekkers te besit, moes hy die skape al hardlopende bymekaar gaan maak het. Dikwels moes hy oor 'n paar dae aan mekaar hardloop om die 2000 skape te gaan haal, en hy moes sonder slaap klaarkom en net aanhou hardloop. Waar die ander atlete vir 'n uitmergelende 18 ure per dag gehardloop het en dan gaan slaap het vir 6 ure, het oom Cliff net aanhou hardloop. Hy het vir die duur van die wedloop van langer as 5 dae, maar hier en daar 'n uur of 2 geslaap. Tot groot opskudding het oom Cliff die wedloop 10 ure vinniger voltooi as die naaste en fikste jong man in die wedloop, met 'n nuwe wêreldrekord vir die wedloop. En dit het hy gedoen sonder ondersteuningsspan, sonder borge, en wat ons seker sou noem pepstore tekkies. Hy het blykbaar sonder sy valstande gehardloop, want hy het gekla dit het geratel as hy hardloop. Na die wedloop, toe hy tot sy verbasing hoor hy het boonop 'n klomp prysgeld gewen, het hy dit onder die voorste 5 atlete wat na hom gekom het, gelykop verdeel. Hy het niks vir homself gehou nie. Wanneer hy moeg of moedeloos geword het tydens die wedloop, het oom Cliff in sy geestesoog voorgestel hoe hy op sy plaas gehardloop het, met die skape voor hom, om hulle te gaan haal. Dis 'n merkwaardige verhaal van hoe ons deur positiewe gedagtes, positiewe denke, die oënskynlik onmoontlike reg kan kry. 'n moderne verhaal van hoe skilpad 'n klomp hasies gewen het. Al het die hasies onderlangs geglimlag, gelag en sekerlik ook die spot gedryf.
Gaan dink 'n bietjie na oor watter les jy vanoggend met jou saamvat uit hierdie moderne verhaal van Hasie en Skilpad. Waartoe is jy werklik in staat as jy daartoe verbind, as jy jou kop daarop sit, as jy 'n kopskuif maak? Ja, sekerlik hoef jy nie 875 km te gaan hardloop nie. Maar daar's baie meer wat binne jou vermoë lê, wat jy nou dink onmoontlik is. Steur jy jou dalk aan die ander atlete wat vir jou lag? Die skare werklik of denkbeeldig, wat onderlangs fluister oor jou bespot en dink jy gaan dit nie maak nie? Dink jy jou skuifelpas is te stadig vir die wedloop waarin jy deelneem? Jesop het 6 eeue voor Christus geleef. En sy verhaal van Hasie en Skilpad en die verhaal van oom Cliff Young moet jou regtig vir my ook en vir jou vanoggend laat nadink oor ons vermoë om met deursetting en positiewe denke 'n kopskuif te maak. Bid saam met my aan die begin van hierdie nuwe week. O Here, hier lê 'n week voor ons oopgestrek, met alles wat daarin ontsluit moet word en kan word. Help ons om 'n kopskuif te maak, help ons om in elke faset van ons lewe met deursettingsvermoë en 'n doelgerigtheid te leef. Dankie Here vir lewe, dankie vir liefde, dankie vir geloof wat ons hele lewe deurtrek, deurdrenk. Laat U Gees ons gedagtes vernuwe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.